Ons kom nou by die 93ste saamlees uit Openbaring en ons maak klaar met Openbaring hoofstuk 18. Nou na die treurmare van die konings en die handelaars en die skeepsmanne en die stuurmanne, kom ons by vers 20 van Openbaring 18. Verbly jou oor haar, o hemel en o heilige apostels en profete, omdat God julle oordeel aan haar voltrek het. En een sterk engel het 'n klip opgetel soos 'n groot meelsteen en dit in die see gegooi en gesê: So met 'n vaart sal Babylon, die groot stad, neergegooi word en nooit meer gevind word nie. En die stem van die siterspelers en sangers en fluitspelers en basynblasers sal nooit meer in jou gehoor word nie. En geen kunstenaar van enige kuns sal ooit weer in jou gevind word nie. En die geluid van die meul sal nooit meer in jou gehoor word nie. En die lig van 'n lamp sal nooit meer in jou skyn nie. En die stem van bruidegom en bruid sal nooit meer in jou gehoor word nie. Want jou handelaars was die grootes van die aarde, want deur jou towery is al die nasies verlei, en die bloed van profete en heiliges is in haar gevind, en van almal wat op die aarde gedood is. Ons sien daarom nou, vers 20 leer ons van die blydskap oor die stad se verwoesting. Daar is baie trane op die aarde gestort oor Babylon se val, maar in die hemel is daar 'n teenoorgestelde reaksie op haar verwoesting. God se oordeel oor die ongeregtigheid is die bron van hartseer vir die goddelose, maar van jubel en blydskap vir die regverdige. Soos daar 3 groepe op aarde was wat rou bedryf het vir haar verwoesting, so is daar 3 groepe wat bly is oor haar oordeel. Die oordeel wat sy ontvang is 'n dubbele oordeel vir alles wat sy, die heiliges van God, aangedoen het, Openbaring 18 vers 6. Eerstens, die hemel word aangemoedig om hom te verbly oor Babylon se oordeel. Dit is die engele en hemelwesens wat dag en nag God se lof besing. Jeremia 51 vers 47 en 48. Daarom, kyk, daar kom dae dat ek besoeking sal doen oor die gesneede beelde van Babel, en sy hele land sal beskaamd staan, en al sy gesneuweldes sal daarin val. Dan sal oor Babel juig hemel en aarde en alles wat daarin is, want uit die noorde kom die verwoesters oor hom, spreek die Here. Die tweedens heilige apostels is nog ook in hierdie groep wat hulle verheug oor Babel se oordeel. Daar is net een apostel wat nie 'n marteldood gesterf het nie, en dit is Johannes wat die boek Openbaring geskryf het. Al die ander is op een of ander manier wreed vervolg en doodgemaak. Volgens die vroeë kerkvaders en oorleweringe word daar melding gemaak van die apostel se marteldood. Petrus is na bewering onderstebo gekruisig, Andreas sy boetie is gekruisig, Jakobus die seun van Zebedeus en Matteus is met 'n swaard vermoor, Filippus, Bartolomeus, Simon die Zeloot en Jakobus die seun van Alfeus is gekruisig. Thomas, wat eens op 'n tyd getwyfel het, is met 'n spies deurboor, Thaddeus is met pyle doodgeskiet. Oorlewering verwys na Paulus wat deur keiser Nero laat onthoof is. Die Christen martelare se bloed oor die eeue gaan aan die einde van die dae saam met die wat in die groot verdrukking gesterf het, gereken word, en God sal hulle bloed op die bewoners van die aarde en op Babylon wreek. Want hulle die bloed van heiliges en profete vergiet, en u het aan hulle bloed gegee om te drink, want hulle het dit verdien, sê Openbaring 16 vers 6. Die laaste groep wat hulle sal verheug oor Babylon se verwoesting is die profete. Dieselfde kan van hulle gesê word as van die apostels. God het hulle in liefde na die wêreld gestuur, maar hulle is doodgemaak uit haat en hebsug. Lukas 11 vers 49 en 50. Daarom het die wysheid van God ook gesê: Ek sal die profete en apostels na hulle stuur, en van die sal hulle doodmaak en vervolg, sodat van hierdie geslag af geëis kan word die bloed van al die profete wat vergiet is van die grondlegging van die wêreld
af. So dit is vers 20 wat ons gelees het, wat sê, verheug jou oor haar, o hemel, en o heilige apostels en profete, omdat God julle oordeel aan haar voltrek het. Maar nou vanaf vers 21 sien ons die simbool van die stad se verwoesting. So 'n groot aardbewing, Openbaring 16 vers 18, sal die stad in 3 dele skeur. In 1 uur sal die stad verwoes word, Openbaring 18 vers 10, en met vuur verbrand wees, Openbaring 18 vers 8. Soos God Babel se taal in 'n oomblik verwar het, Genesis 11 vers 8, soos Nebukadneser in 'n oomblik teen die grond geslaan is, Daniël 4 vers 33, so sal Babel in 1 uur verwoes word. Haar ongeluk sal vinnig op haar neerval, soos 'n groot meulsteen wat in die see gegooi word. So sal die oordeel van God uit die hemel op haar val en haar verpletter. Hierdie meulsteen wat neergegooi is, dien as 'n simbool van Babylon se val, maar neem ons ook terug na die dae van Jeremia. Inteendeel, die slotwoorde van Jeremia het te doen met hierdie merkwaardige handeling in Openbaring, wanneer God Babel se sondes en gedagtenis voor hom bring. So sien ons ook die simbool van 'n boek wat sal wegsink tot die bodem van die Eufraat, maar die woorde daarvan sal opkom en voor God aan die einde van die dae in herinnering gebring word, die woorde van God se oordeel oor Babel. Jeremia 51, vers 63 en 64. En as jy hierdie boek klaar gelees het, moet jy 'n klip daaraan vasmaak en dit binne in die Eufraat gooi en sê, so sal Babel sink en nie weer opkom nie, weens die onheil wat ek oor hom bring, en hulle sal afgemat wees, tot so ver die woorde van Jeremia. Jeremia het lank reeds gesê dat dit weens haar onheil was, so het Johannes ook vermeld dat sy vergeld sal word vir al die skade wat sy die heiliges aangedoen het en haar sonde wat sy so weelderig ingeleef het, Openbaring 18 vers 6 en vers 8. Dit het tot gevolg dat alle vreugde uit die stad sal verdwyn. Enige iets wat soos blydskap kan lyk is dan weg, Openbaring 18 vers 22. Enige assosiasie met opgeruimdheid sal uit die borskas van Babylon geruk word. Daar sal geen musiek gemaak word nie, daar sal geen kunstenaar of kunsuitstallings meer wees nie, geen lig sal meer skyn in die stad nie, geen troudag vreugde sal gehoor word nie. Alles is nou dood en duister, Openbaring 18 vers 23. Waarom kan ons weer vra? Want die bloed van die heilige profeet, van die profeet en heiliges is in haar gevind, Openbaring 18 vers 24. Jeremia 16 vers 9 sê, want so sê die Here van die leerskare, die God van Israel, kyk, ek laat uit hierdie plek ophou voor julle oë en in julle dae die stem van vreugde en die stem van vrolikheid en die stem van die bruidegom en die stem van die bruid. Het ons ouers ons nie geleer wie laaste lag die lekkerste nie? Nou skaterlag die wêreld en Babylon sal die hardste van almal lag. Hulle geniet hulle self in die jolijt van hierdie wêreld en plesier. Dit mag nou vir die kinders van die Here lyk of Babylon die beste lewe het. Soos Asaf wat die voorspoed van die goddelose gesien het, vir hom het dit bloot onregverdig gelyk dat hulle so baie voorspoed beleef en tog in goddeloosheid lewe. Dit is egter toe hy op hulle einde let, dat die volle prentjie tot hom deurgedring het. Psalm 73 vers 17. Babylon se vreugde sal in treurigheid verander. God sal die laaste sê oor haar sonde hê, Psalm 110 vers 1. 1 Korinters 15 vers 25, want hy moet as koning heers, totdat hy al sy vyande onder sy voete gestel het. Ons lees nou die 94ste keer saam met Openbaring, en ons lees die eerste 10 verse van Openbaring 19. En na hierdie dinge het ek iets soos 'n groot stem van 'n groot menigte in die hemel gehoor wat sê, Halleluja, die heil en die heerlikheid en die eer en die krag aan die Here onse God, want sy oordeele is waaragtig en regverdig. Want hy het die groot hoer geoordeel wat die aarde met haar hoerery verderf het, en hy het die bloed van sy diensknegte op haar gewreek. En vir die tweede maal het hulle gesê, Halleluja, en haar rook gaan op tot in alle ewigheid. En die 24 ouderlinge en die 4 lewende wesens het neergeval en God aanbid, wat op die troon sit en gesê, Amen,
Halleluja. En 'n stem het uit die troon uitgegaan en gesê, prys onse God, al sy diensknegte en julle wat hom vrees, klein en groot. En ek het iets gehoor soos die stem van 'n groot menigte en soos die geluid van baie waters en soos die geluid van sterk donderslae wat sê, Halleluja, want die Here God die Almagtige het die koningskap aanvaar. Laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Toe sê hy vir my, skryf, salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam. En hy sê vir my, dit is die waaragtige woorde van God. En ek het voor sy voete neergeval en om hom te aanbid. Maar hy het vir my gesê, moenie, ek is 'n mededienskneg van jou en van jou broeders, wat die getuienis van Jesus het. Aanbid God, want die getuienis van Jesus is die gees van die profesie. In hierdie eerste 10 verse van Openbaring 19 lees ons van die bruilof van die lam. Ons verwys algemeen na 'n troue as twee mense se groot dag, veral in ons konteks is dit die vrou se groot dag. Wanneer mans sommer 'n bring en braai vir hulle troue wil reël, dan sê die skoonma onthou, dit is haar groot dag en alles moet perfek wees. Sien 'n bruid droom al van kinderdae af oor haar troue, watter blomme op haar troue gaan wees. Miskien is daar 'n paar huiswerkboeke wat sketse van trourokke in het. Ironies, so tong in die kies, is alles beplan, die datum, die drag, die blomme, en dan laaste waaraan gedink word is die dominee, wat nog nie eens gekontak is om te hoor of hy beskikbaar is nie. Openbaring 19 vers 1 tot 10 leer ons van die bruilof van die lam. Sien ons as Christene so uit na ons groot dag in die hemel, dat ons ook daaroor dagdroom, dat ons alles beplan hoe daardie dag moet wees en hoe ons moet lyk. Die bruilof van die lam se spore lê ver terug in die geskiedenis. Ons vind die aangrypende verhaal van Abraham wat sy seun Isak gaan offer in Genesis 22. En dan die vraag van jong Isak in vers 7, hier is die vuur en die hout, maar waar is die lam vir 'n brandoffer? Hierop Abraham se merkwaardige woorde in vers 8, God sal vir homself 'n lam vir 'n brandoffer voorsien, my seun. Ons bevind ons dan in Egipte, in Exodus 12, met die opdrag van God dat elke huisgesin 'n lam moet neem, 'n jaar oud rammetjie sonder gebrek wat dan teen die aand van die 14de Nisan geslag moet word en die bloed moet aan die 2 deurposte en aan die bootdrempel gestryk word. Waarom? Sodat die dood daardie nag by hulle huise verby kan beweeg. Ons lees in Exodus 13 en 34 dat die eersgebore seuns van elke gesin losgekoop moet word met 'n lam. In Levitikus 23 lees ons op die eerste dag na die Sabbat 'n jaar oud lam geoffer moet word saam met die eerstelingsgerf van die oes. Uit hierdie agtergrond kom daar 'n profesie, Jesaja 53 vers 7. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was. En hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na 'n slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders, ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Dan, vir meer as 400 jaar is daar geen stem uit die hemel nie. Daar is geen openbaring nie. Die volk beweeg egter voort in hulle beoefening van hulle offers en gebruike, en toe in die volheid van die tyd word daar 'n seun gebore, en toe hy 30 jaar oud is, roep Johannes die Doper uit, in Johannes 1 vers 29, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. In vers 36 van Johannes 1, daar is die lam van God. Sien u die spore van die lam? Openbaring 19 vers 10 eindig met die woorde dat die getuienis van Jesus die gees van die profesie is. Dit beteken juis dat die profesie het een doel en kenmerk, dit is dat alles rondom Jesus Christus sentreer. Hy is die middelpunt van alle profesie, van so ver terug as Genesis 3 vers 15 tot aan die einde van Openbaring. Hy loop die weg van smarte na die kruis.
Jesus bied sy siel aan as 'n versoeningsoffer en word middelaar tussen God en mens. Hebreërs 9 vers 15. Hy betaal die losprys met sy kosbare bloed, losgekoop nie deur silwer of goud nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. 1 Petrus 1 vers 18 en vers 19. Die lam se spore lê diep getrap. Die vraag is, waarom het hy daardie pad bewandel? Die antwoord kom uit die profesie van Jesaja. Jesaja 53 vers 10. Maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak. As sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroos sien. 'n Nakroos is die gevolg van sy offer aan die kruis. Kinders is die gevolg van Jesus se kruisoffer. Sy kruis sal baie kinders na die heerlikheid bring, aangesien hy die bewerker van hulle saligheid is deur sy lyde aan die kruis. Hebreërs 2 vers 10. Die wedergeboorte, geestelike geboorte, is moontlik gemaak deur die bloed van hom wat aan die kruis gehang het. En hierdie lam se weg van smarte word verander in heerlikheid. Hy was gehoorsaam tot die dood en sal daarom verhoog word. Filippense 2 vers 9. Hierdie lam loop die volle weg tot by heerlikheid, die bruilof van die lam. Jesaja 53 vers 11, weens die moeitevolle lyde van sy siel, sal hy dit sien en versadig word. Daar sal 'n bruilof en 'n bruilofsmaal wees, want Jesus het die volle pad as lam gestap. Ons gaan nou die 95ste keer saam lees uit Openbaring en ons lees die eerste 6 verse van Openbaring 19. En na hierdie dinge het ek iets soos 'n groot stem van 'n groot menigte in die hemel gehoor wat sê: Halleluja, die heil en die heerlikheid en die eer en die krag aan die Here onse God. Want sy oordeele is waaragtig en regverdig, want hy het die groot hoer geoordeel wat die aarde met haar hoerery verderf het, en hy het die bloed van sy diensknegte op haar gewreek. En vir die tweede maal het hulle gesê: Halleluja, en haar rook gaan op tot in alle ewigheid. En die 24 ouderlinge en die 4 lewende wesens het neergeval en God aanbid wat op die troon sit, en gesê: Amen, halleluja. En 'n stem het uit die troon uitgegaan en gesê: Prys onse God, al sy diensknegte, julle wat hom vrees, klein en groot. En ek het iets gehoor soos die stem van 'n groot menigte en soos die geluid van baie waters en soos die geluid van sterk donderslae wat sê: Halleluja, want die Here God, die Almagtige, het die koningskap aanvaar. Hierdie gedeelte gaan oor die bruilof van die lam en die eerste 6 verse het te doen met die toesprake en die stemme. Soos die gebruik tydens huweliksbevestigings, al dan ook by die onthaal, in ons konteks is daar toesprake. Toesprake van heildronke, of soos ander dit eerder wil noem, seënbedes. Dit word vir ouers, grootouers en op die bruidspaar gewens. Die intensie van hierdie toesprake is om die bruidspaar seën en vrede toe te wens op hulle lewensreis saam. Tydens die groot dag in die hemel is daar 5 toesprake wat gelewer word. 2 deur die bloedgewaste skare wat die geredde mensdom voorstel. Niks verhinder die idee dat die engele ook saam deel is van hierdie groot menigte nie. Daar is ook 'n gesamentlike poging van die 24 ouderlinge en die 4 lewende wesens. Dan is daar ook 2 wat van God se troon afkomstig is. Die eerste toespraak is die langste, Openbaring 19 vers 1 en 2. Hier verhef die groot menigte hulle stem. Hulle begin met 'n lofuiting van halleluja. Interessant dat alhoewel Openbaring oorspronklik in Grieks geskryf is, hierdie Hebreëse woord net so oorgeneem is in die manuskrip om in die manuskripte te verskyn. Dit beteken letterlik prys die Here. Interessant genoeg kom die woord net 4 keer in Openbaring voor en al 4 kere in die toesprake in Openbaring 19. Na hierdie lofuiting word 4 woorde gebruik om die heerskappy van God te beskryf.
Dit is heil, wat zaligheid beteken, heerlikheid, eer en krag. Hierdie lofprysing hou direkte verband met die oordeel van Babylon en dat God elke druppel bloed van sy diensknegte op haar gewreek het. Die tweede toespraak is baie kort, maar kragtig. Dit is vers 3. Dit begin weer met die woord Halleluja. Dit word egter hierdie keer met 'n bevestiging gevolg dat Babylon se oordeel 'n ewige oordeel is. Dit mag dalk soos vreemde toesprake vir 'n bruilof klink, maar hierdie bruilof is 'n spesiale bruilof, aangesien dit nie net 'n trougeleentheid is nie, maar dit word eers duidelik by die laaste toespraak. Derdens is daar 'n toespraak wat die 24 ouderlinge en die 4 lewende wesens saam maak, Openbaring 19 vers 4. Dit is die kortste toespraak en bevat net 2 woorde, dit is Amen, en die derde keer dat ons die woord Halleluja sien in die teks. Dit is kompleet of die 4 lewende wesens wat van ewigheid tot ewigheid uitroep dat God drie-enig, 3-maal heilig is, vergelyk Jesaja 6 vers 3 en Openbaring 4 vers 8, vir 'n oomblik 'n breek neem en net bevestig dat dit wat die menigte uitroep, die waarheid is, en antwoord hulle bevestigend daarop dat God alle lof en heerlikheid toekom. Die laaste 2 toesprake kom uit die troon van God, Openbaring 19 vers 5 en 6. Soos by 'n vorige geleentheid verwys die stem uit die troon van God na God se stem en bevestiging, Openbaring 4 vers 5. Dit is waarskynlik nie sy direkte woorde nie, maar word gesê vanuit sy hart, amper soos wanneer die woordvoerder van 'n president die media toespreek. Die woorde prys onse God al sy diensknegte en julle wat hom vrees, klein en groot, is God se woordvoerder of troon wat dit dan spreek. So bevestig God se troon dat hy wat heers en op die troon sit aanbiddingswaardig is. Die laaste toespraak is juis die bevestiging dat die bruidegom as koning ook gekroon word. Hy het die koningskap aanvaar. Dit begin weer met die lofuiting van Halleluja. Dit bevestig en die seremoniegeleentheid dat hy ook die koning is. Die kroningsgeleentheid van Jesus Christus vind by die bruilof van die lam plaas. Tot op daardie stadium het hy die rol van hoëpriester beklee. Dit is Hebreërs 4 vers 14, wat voortdurend vir ons intree voor die troon van God die Vader, ons advokaat, die Here Jesus Christus. Hebreërs 8 vers 1. Nou bevestig die troon van God dat die hoëpriester die koning is. Hoe dit alles sal gebeur kan in woorde nie omgesit word nie. Die Bybel leer egter dat na die koningskap wat aanvaar is, die bruid van Jesus na die voorgrond sal beweeg. 2 Korintiërs 11 vers 2, want ek is jaloers oor julle met 'n goddelike jaloersheid, want ek het julle aan een man verbind om julle as reine maagd aan Christus voor te stel. Die kerk van Jesus Christus sal vir ewig verbind wees aan hom as ons heiland. Dit is dan die toesprake voor die bruid na vore tree. Ons gaan nou die 96ste keer saamlees uit Openbaring. Ons vorder in Openbaring hoofstuk 19. Vers 1 sê, en na hierdie dinge het ek iets soos 'n groot stem van 'n groot menigte in die hemel gehoor wat sê, Halleluja, die heil en die heerlikheid en die eer en die krag aan die Here onse God, want sy oordeele is waaragtig en regverdig, want hy het die groot hoer geoordeel wat die aarde met haar hoerery verderf het, en hy die bloed van sy diensknegte op haar gewreek. En vir die tweede maal het hulle gesê, Halleluja, en haar rook gaan op tot in alle ewigheid. En die 24 ouderlinge en die 4 lewende wesens het neergeval en God aanbid, wat op die troon sit en gesê, Amen, Halleluja. En 'n stem het uit die troon uitgegaan en gesê, prys onse God, al sy diensknegte en julle wat hom vrees, klein en groot. En ek het iets gehoor, soos die stem van 'n groot menigte, en soos die geluid van baie waters, en soos die geluid van sterk donderslae wat sê, Halleluja, want die Here God die Almagtige het die koningskap aanvaar.
Laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Vers 7 en vers 8, na die toesprake en die stemme wat gehoor is, leer ons dan van die vrou wat na vore getree het en die bruilof wat plaas gevind het. Die bruilof begin met vreugde en blydskap, soos dit behoort te wees tydens 'n bruilof. Die vreugde is weens twee redes. Eerstens het die bruilof uiteindelik aangebreek en tweedens die bruid is gereed. Die verlovingstydperk in Joodse konteks word gekenmerk aan voorbereidings. Die aanstaande bruidegom sal huis bou en ruimte maak vir die bruid. Dit mag 'n onbepaalde tyd wees. So het Jesus ons hemelse bruidegom gegaan om vir die bruid plek te berei. Johannes 14 vers 1 tot 3. Wanneer hy dit afgehandel het, sal hy die bruid kom haal om te neem na waar hy is. Die bruid en haar diensmeisie sal ook voorbereidings tref, veral wanneer hulle weet die tyd kan nou enige oomblik aanbreek. Sy sal altyd gereed wees om enige oomblik saam met die bruidegom te gaan wanneer hy haar kom haal. In hierdie konteks vertel die Here Jesus die verhaal van die 10 maagde en dat 5 van hulle nie gereed was nie. Matteus 25 vers 1 tot 13. Alles daar middernag 'n geroep dat die bruidegom op pad is, sal die bruid reg wees, want sy sien al so lank uit na die dag van hulle troue. Matteus 25 vers 6. Daar is vreugde, want Jesus se bruid het haar gereed gemaak, Openbaring 19 vers 7. Titus 2 vers 12 tot 13 sê, en leer ons op die godsaligheid en wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die groote God en onze Verlosser Jesus Christus. Vers 8 gee die besondere gegewens van die bruid se trourok. Alhoewel dit nie 'n fisiese rok sal wees waarmee die bruid beklee is nie, word woorde soos rein en blink fyn linne genoem. Dit is om uitdrukking te gee aan die besondere heiligheid waarmee die vrou van Jesus beklee en versier sal wees. Dit is anders as die slegte vrou van Openbaring 17, wat haarself met purper en skarlaken beklee het en versier het met goud en omhangsels om aandag na haarself te trek. Ons kry eerder die beeld in Openbaring 19 vers 8 van wit, vleklose, rein klere waarmee Jesus se bruid beklee is. Uiteindelik is die slegte vrou se werke die van hoerery, maar die bruid van Christus is beklee met regverdige dade. Kolossense 3 vers 12 sê, beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Dit is hierdie klere, hierdie heilige gewaad, wat die bruid van Christus daardie dag tentoon sal stel. Die feit dat die bruidegom plek gemaak het en die bruid haarself gereed gemaak het, is redes vir blydskap, maar ook om aan God heerlikheid te gee, vers 7. Want uiteindelik is dit God, die Vader, wat hierdie bruilof vir sy seun beplan en gereël het. Ons vind 'n skaduwee in Matteus 22 dat die koninkryk van die hemele vergelyk word met 'n koning wat 'n bruilof vir sy seun berei. 'n Skaduwee wat gegooi word op die toekomstige gebeurtenis. Dit gaan egter nog verder terug. Ons vind in die Ou Testament die skaduwees dat God hom, en soos ons vandag weet, deur Christus Jesus in die huwelik met sy bruid sal verbind, Hosea 2 vers 18 en 19. Hierdie geleentheid is al voor die grondlegging van die wêreld af beplan. Efesiërs 1 vers 5.